Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is besig met die boek Romeine en hierdie week kyk ons daarvan Romeine 4 van vers 13 af tot en met vers 25, so ons maak klaar met hoofstuk 4 en Paulus is nog steeds besig met die hele kwessie van geloof en die wet en hoe hy dit sien en die vryspraak wat deur geloof na vore kom. So hy bou dit verder uit, want het vorm 'n baie belangrike platform ook vir sy die manier waarop hy dan die evangelie verkondig, eintlik sy teologie, sy verstaan van hoe God werk ook. So ons gaan 'n bietjie verder kyk daarna vandag, maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie. Dis 'n wonderlike voorreg om met u woord besig te wees en meer toegerus te word vanuit die woord. Vader, ons bid vandag dat u ook deur hierdie woord lewe in ons sal spreek, dat ons ook deur hierdie woord gevoed sal word en gevorm sal word. Baie dankie Vader vir alles wat u vir ons doen. Dankie vir die genade en dankie vir die liefde. Ons loof en prys u in die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Nou, verlede week het ons so 'n bietjie stil gestaan by die hele ding dat Abraham 'n voorbeeld is, want onthou, Paulus praat met die Jode en hy wil eintlik hulle perspektief kom verander deur te sê, hoor julle lê so baie klem op die wet. Die wet gaan julle nêrens bring nie, en hy wys vir hulle op grond van Abraham wat so groot rol in hulle lewe gespeel het as Jode, want Abraham het alles begin, waar God se roeping en werking met die Jode begin het eintlik, en waar die seëninge ook oorgedra is, waar die besnydenis begin is, so 'n baie belangrike rol. En dan wys hy vir hulle, met Abraham gaan dit nie oor die wet nie, dit gaan heel eerstens oor die geloof, want voordat die wet gekom het, het God deur die geloof vryspraak aan Abraham verleen, en nou hierdie week kyk ons verder hoe Paulus dit verder uitbrei. Nou die teks verskyn op jou skerm, 83 vertaling, ons lees daarvan 4 vers 13 af, wanneer hy sê, wat beloof is, word deur die geloof verkry, nie deur wette nie, maar deur die geloof. Dit is trouwens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het, dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is, dat hy die wêreld as besitting sal ontvang nie, maar omdat hy vrygespreek is, deurdat hy geglo het. So hy sê hier, die belofte wat God gemaak het aan Abraham, was gemaak op grond van Abraham wat in God geglo het. Nie omdat hy 'n klomp werke gedoen het nie, nie omdat hy die wette nagekom het nie. En hy sê daarom speel Abraham dus 'n baie belangrike rol vir hulle wat die wet het, dis nou die Jode, en vir hulle soos ek en jy wat nie as dit ware die wet het nie. En hy is die vader van almal, hy is die vader van die geloof. So hy wys vir ons dat God het begin werk op 'n sekere manier voordat die wette daar was. En dit is deur geloof in hom het die belofte ontstaan van 'n seun vir die nageslag, het die belofte ontstaan ook van vryspraak deur geloof. Nou gaan hy aan in vers 14. As mense deur wetsonderhouding deelgenote van die belofte sou kon word, menende hierdie seun wat uitgaan na die wêreld, die seun van die land, en God se werking, sou die geloof dus eintlik sy betekenis verloor het, en die belofte sy krag. So hy sê, onthou, hy bly klem lê op die geloof, en hy sê dit gaan nie oor die wetsonderhouding nie. Anders sou die krag van die geloof sy impak verloor het. Die wet bring juis die straf van God, want waar daar nie 'n wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie. So hy sê, die wet maak ons eintlik bewus van die hele feit dat daar straf is, want as ek nie X, Y en Z nakom nie, dan word ek gestraf. Terwyl God werk baie met die beginsel van glo in my, ons bou 'n verhouding op, en vanuit die verhouding, wel ons dink aan, ons werk nou as mense wat na die kruis leef, met die tweede verbondsbeginsel, wat eintlik vir ons sê, God wat sê, ek kom die kliphart uithaal, gee vir jou 'n hart van vleis,
en ek sal jou help om my beloftes, my wette na te kom, want ek skryf dit in jou hart. Wat ek eintlik sê is, deur geloof in Christus, kom die Heilige Gees in my, en die Heilige Gees help my om te leef volgens God se wil. En dit geskied vanuit 'n verhoudingsbeginsel uit. Vers 16. Daarom het die belofte deur die geloof en dis uit genade tot Abraham gekom. So, dis 'n baie belangrike hierdie, die belofte deur die geloof en dis uit genade tot Abraham gekom, want God het net na Abraham toe gegaan, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En dan definieer hy, dan sê hy, vir wie is hierdie nageslag? Nageslag is nie net die wat die wet ontvang nie, maar ook die wat glo, soos wat Abraham geglo het. So hy sê, dit is vir die Jood, en dit is ook vir die nie-Jood, is hierdie belofte dan van krag, op grond van geloof, deur genade. En dan gaan hy aan, en hy sê, hy gaan aan, soos in vers 17, soos daar geskrywe staan, ek het jou die vader van die nasies gemaak. Dit is hy in die oë van God, in wie hy geglo het. Kom ons lees hom net weer, dit is hy in die oë van God, in wie hy geglo het. God wat dooies lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, tot stand bring, deur sy woord. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo. Baie belangrik, hy praat hier oor Abraham, toe daar nog nie, Isak nog nie gebore is nie, die belofte van daardie kind, wat God sou gee, toe daai belofte nie daar is nie, het Abraham aanhou glo in God, dat God daardie belofte wat hy gemaak het, gestand sou doen, want deur daardie belofte sou die hele wêreld geseën wees, want vanuit die nageslag is Jesus Christus gebore, en die hele wêreld deur Jesus Christus geseën, want Jesus sterf vir almal. Vers 19, al was hy so wat 100 jaar, en al het hy dus goed besef, dat sy liggaam reeds gedaan was, en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Hy sê, ten spyte van dit wat hy kon waarneem, ten spyte dit wat hy kon ervaar, geloof maak die onmoontlike moontlik. Al kon hulle nie meer kinders kry nie, al was hulle verby die ouderdom, het hy steeds geglo in God se woord, die belofte wat God gemaak het. En dit het die onmoontlike moontlik gemaak, van dit kan net van God kom. Vers 20, hy het nie in ongeloof begin twyfel en aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee, nadat dit gebeur het ook. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Nou sê hy, sy geloof in God was so groot, God wat die almagtige skepper is, God wat net uit die woorde wat hy kon spreek, geskep het, die skepping, die heelal, alles na vore gebring het. Hy sê, hy het ook in hierdie God geglo, dat dit wat onmoontlik is, moontlik gemaak kon word. Vers 22, deurdat Abraham geglo het, het God hom dus vrygespreek. Niks teen hom gehou nie. Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie net ter wille van hom opgeteken nie, maar ook ter wille van ons wat vrygespreek word, ons wat in God glo, wat vir Jesus, ons Here, uit die dood opgewek het. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer, en hy is opgewek, sodat ons vrygespreek kan word. Hier praat hy oor die voortsetting van die vryspraak deur geloof. Hy sê vir my en jou, ek en jy, of hy sê dit weer eens, hy herhaal dit eintlik elke keer, net vanuit 'n ander hoek uit. Hy sê vir my en jou, dat ek en jy vandag
nie vryspraak by God kan verkry, menende dat God op 'n bepaalde manier sonder veroordeling na my en jou kyk nie, want om vryspraak by God te kry beteken om geregverdig voor God te wees, dat my, soos wat ons al gesê het, my regsposisie voor God verander, dat God my sien as sy kind, nie as 'n veroordeelde nie. So God kyk na my met ander oë. En as God na my kyk, wil hy my nie veroordeel nie, hy wil eintlik my net omhels en my laat deel word of deel maak van sy teenwoordigheid. En dit is die mooi daarvan, en hy sê daardie vryspraak, die vryspraak van jou sonde, die ou lewe wat verwyder word, alles, dit kom deur Jesus Christus, maar dit kom deur geloof, my geloof in Jesus se reddingsdaad, die feit dat hy aan die kruis gesterf het, maak dat ek dan ook vrygespreek word. Hy sê nie, jou werke, wat jy doen, hoe baie jy doen, hoe goed jy dit doen, hoe aanhoudend jy dit doen, gee vir jou vryspraak nie. Hy sê dit nêrens nie. Die woord sê dit nie vir ons nie. Paulus skryf eintlik inteendeel die hele boek Galasiërs om ook die hele ding van wet en geloof teen mekaar af te speel. Hy sê net hier vir ons, jy en ek moet glo in Jesus Christus en daardeur ook glo in God wat Jesus na hierdie wêreld toe gestuur het. En deur sy reddingsdaad het hy vir ons oortredings gesterf, en omdat ek in hom glo en my sondes voor hom neerlê, is daar vir my ook vergifnis, en is daar vir my vryspraak, en is ek ook geregverdig voor God, is my posisie voor God heeltemal anderste as wat dit was, en dit is wat Paulus sê. Dis hoekom hy sê, jy moet net aanhou glo in dit wat God vir jou gedoen het, dit wat hy vir jou deur Jesus Christus gedoen het. En hy sê, Abraham het juist dit gedoen. Voordat die wet daar was, het hy geglo en hy het vryspraak gekry. Dis hoekom dit nog steeds vandag op jou en my van toepassing is. En dis die wonder van alles, né? Dat ek en jy gaan ons nie hoef dood te werk nie. Ek en jy moet net glo, en vanuit die geloof kom daar die wonderlike verhouding met God. En vanuit die verhouding doen ek graag die regte ding. Ek wil dan nie meer leef, goed doen, wat die verhouding skade doen nie. En dit is wat Paulus wil by daai punt uitkom van, nou is jy 'n disipel, want jy leef anderste, en ander mense kan jou voorbeeld ook volg. Nou volgende week gaan ons stil staan by die vrug van hierdie vryspraak, en dan gaan ons by Adam en Christus ook uitkom, 'n baie mooi gedeelte. So, kyk gerus na die Bybelstudie hierna, en bestudeer die vrae, dink daaroor na, en mag dit vir jou 'n inspirasie wees. Mag jy ervaar hoe goed God vir jou is, deurdat hy vanuit genade, want geloof is ook 'n gawe, né? Dat hy vir jou daardie geloof gegee het, om in hom te glo, sodat jy vrygespreek kan word. En kom ons gaan leef hierdie week, deur die genade en deur die krag van God, as vrygespreekte mense, en mag jy die seën van die Here ook ervaar. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir hierdie voorbeeld ook, en dankie vir Paulus wat dit ook so mooi vir ons kom stel het, dat U ons kom red het, dat dit geloof verg, en nie wetsonderhouding nie, dat ons geloof in U vir ons vryspraak verseker, ons geregverdig maak voor U. Baie dankie daarvoor. Vader, ek bid vir elkeen wat luister na hierdie boodskap, dat U deur die Heilige Gees hierdie werking en hierdie waarheid sal voortsit in hulle lewe, dat dit nog verder sal groei in hulle lewe, en dat hulle ook sal besef hoe wonderlike voorreg dit is om deur geloof vryspraak te kan ontvang. Vader, seën ons, sodat ons ook 'n seën vir ander kan wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. My gebed is dat jy hierdie week uitgaan en 'n verskil gaan maak, en dat jy die nabyheid van God sal ervaar, dat jy die seën sal ervaar om ook 'n verskil in ander se lewens te maak. As die Here wil, gesels ons volgende keer dan oor Romeine
5 daarvan vers 1 af. Groete.